My naam is Oom Deel. Ek het tot 'n punt gekom waar ek besluit het dat ek klaar is met die ratreis en die elke dag se gejaag net om te oorleef en jou skuld te betaal. Ek is van plan om deur ons wonderlike land te toer en al ons vergete besienswaardighede weer te herontdek. My doel is om soveel van die waardes wat ons as kind geken het, net weer vir 'n laaste keer op te gaan soek en weer te beleef. So kom toer saam met my, soos ek deur die land toer en al hierdie wonderlike skatte vir jou kan bring. Maak seker dat jy subscribe en my follow, sodat ek jou elke week op hoogte kan hou met wat ek doen. Vandag besoek ek Fort Skanskop en die Pro Patria Museum hier by die monument in Pretoria. Ek het 'n wonderlike dag gekies om rond te loop. Dis 'n heerlike sonskyndag en nog nie te koud vir 'n herfsdag nie. Net na 10 kom ek by die monument in Pretoria aan. Op my pad van die ingang tot by die ontvangskamer sien ek verskeie blou wildebeeste speel op die laagte net onderkant die groot monument. Vandag is my plan om so 'n bietjie rond te loop, die monument se gronde te verken, maar eintlik om vir julle te wys hoe Fort Skanskop lyk, daar bo teen die berg. Ek woon hier in Pretoria en ek het al baie kere die geleentheid gehad om hier na die monument toe te kom. Maar ek kan nie glo dat ek nog nooit die tyd geneem het om die monument so deeglik te kom ondersoek nie. Ons is te besig met wat ons doen elke dag en het nie tyd vir erfenis en geskiedenis nie. Maar vandag maak ek 'n plan. Vandag loop ek en ek ondersoek alles wat ek kan. Ek moet eerlik sê, ek het nie besef daar is eintlik soveel verskillende afdelings of geskiedkundige projekte hier by die monument nie. Vandag gaan ek net tyd hê vir 2 projekte hier by die monument. Die eerste een is Fort Skanskop, maar dis daar heeltemal aan die ander kant van die berg. So ek sal maar die pad moet vat en begin stap. Fort Skanskop is so ongeveer 'n kilometer van die monument af, as jy al die draadjies van die pad loop. Op jou pad kan jy sien hoe Pretoria in die verte vir jou loer en dit laat my met 'n lekker warm gevoel in my hart om te weet ek is 'n vry man en ek kan elke oomblik daarvan geniet. Na 'n lekker stappie kom ek heel bo by Fort Skanskop uit. Wat 'n wonderlike aangesig, netjies en skoon. En die ou fort sit nog steeds al die jare net so en hou wag oor Pretoria. Hier staan nog 'n oorspronklike kanon, gereed vir enige aksie. Hierdie fort is deur 'n Duitse maatskappy, Krupp, in 1897 teen 'n koste van 47.500 pond gebou. As jy kan onthou, was die Wonderboompoort fort se koste so bietjie meer, teen 50.000 pond. Hulle is in dieselfde styl gebou, in die Duitse 5-hoekige versterkte ontwerp, met roterende artillerie. Die mure is ook kanteleer vir verbeterde verdediging, versterk deur loopgrawe en doringdraad versterkings. Die kamers van die fort is versterk met 'n wal en het 'n dubbele ingangspoort gehad. Die poort was in bevel van luitenant A. Kalblom, wat ongeveer 30 manne onder sy beheer gehad het. Hierdie fort het ook elektrisiteit gehad en verskeie soekligte wat in die nag verken het. En in die dag het hulle ook 'n heligraaf gehad om met die Wonderboompoort fort te kommunikeer. Daar was ook 'n ondergrondse telegraaflyn en hulle het ook hulle water van die Apiesrivier gekry. Vandag is ek by Fort Skanskop, hier in die suide van Pretoria, wel suid van die middestad.
Nou as jy kan onthou, in my vorige video het ek met jou gepraat oor die Wonderboom Poortfort. Nou as jy so in die verte sou kyk, dan sê jy nou sien, daar aan die ander kant waar die berg nou basies soos 'n skilpad lê, aan die regterkant van daai klein bergie, is die Wonderboom Poortfort. Nou, as jy nou sou kyk na hierdie fort, Fort Skanskop, wat heeltemal aan die suide van Pretoria lê, dan het jy nou die twee forts gehad wat Pretoria nou beskerm het. En Pretoria is dan nou reg in die middel geleë. Daar was in werklikheid 4 verskillende forte wat Pretoria beskerm het. Die twee wat ek nou genoem het, en dan was daar Fort Klapperkop aan die ooste en Daspoortrand aan die weste. So Pretoria was dan beskerm deur 4 kante. Maar wat was die rede hoekom daar 'n behoefte was vir die 4 forte? In 1896 het president Paul Kruger van die Republiek van Suid-Afrika of die ou Transvaal opdrag gegee om Pretoria te beskerm na 'n mislukte militêre aanval deur die Britse koloniale administrateur Leander Starr Jameson. Die Jameson-inval was vanuit die ou Rhodesia beplan en uitgevoer oor die Kersnaweek van 29 Desember 1895 tot 2 Januarie 1896. Jameson, wat in diens was van Cecil Rhodes, wat op daai stadium die minister van die Kaapkolonie was en niks van Paul Kruger gehou het nie, het gehoop dat die inval die plaaslike Britse uitgewekenes en die settlers, bekend as die uitlanders, wat in die Transvaal area gebly het, sou aanhits om in opstand te kom teen Paul Kruger, het die aanval totaal misluk. Meer as 500 polisielede van die Britse Suid-Afrikaanse Kompanie onder leiding van Leander Starr Jameson het opgetrek teen Paul Kruger se magte, maar is verslaan en het daartoe gelei dat Cecil Rhodes vervang is as minister van die Kaapkolonie en die Boere-Republiek is versterk as gevolg van die mislukte aanval. Hierdie fort is al meer as 100 jaar oud en daar is nie regtig baie om te sien nie. Behalwe dat dit netjies en skoon is en aan die buitekant is daar 'n onthaalarea wat gebruik kan word vir troues en daar is 'n groot teater onder die groot boom. Maar wat nou wel interessant is van die fort, is dat dit die Pro Patria Militêre Museum huisves. Wat nou eintlik baie gepas is met die geskiedenis van die fort. Ek moet eerlik sê, ek het nooit besef waaroor die grensoorlog gegaan het totdat ek die museum besoek het nie. En ek moet sê dat ek baie verbaas was met hoeveel detail en beplanning in die museum ingesit is. Vir die van ons wat nooit militêre diens gedoen het en wil leer waaroor die oorlog nou juis gegaan het, kan gerus hierdie museum oor 'n naweek kom besoek. Ek was weer eens betower deur hierdie wonderlike groot boom. Ek's nou nie juis 'n groot boomkenner nie, maar die boom lyk vir my amper soos 'n sambreel-doringboom. Ek wonder hoe oud hierdie boom is. As daar enige boomkenners is wat die video kyk, los asseblief 'n boodskap en vertel ons, wat is hierdie boom se naam? Dit het weer tyd geraak dat ek moet terugstap na die monument toe. Hierdie keer het ek besluit om sommer 'n kort pad deur die veld te vat in plaas daarvan om die teerpad te loop. Baie dankie dat jy na hierdie video gekyk het. En subscribe of follow my asseblief. Ek sal graag wil weet wat jy van hierdie video dink. Baie dankie en lekker loop tot volgende keer.